vir ons sange. Ons sing nie omdat ons net woorde ken nie. Ons sing waarhede van God. Ons sing die woord en die dinge van die Here. Baie dankie dat ons by hierdie geleentheid vandag so saam kan wees. Dat ons die seën van die Here oor elke man en vrou, seun en dogter, jong mens en hoe dit ook al sy, oor hierdie plek kan vra. Ek bid, o Here, dankie vir die Heilige Gees. Dis die Gees van die Here wat die woord wakker maak in ons lewens. Seën dit, word U verheerlik in en deur ons Here, en mag die naam van die Here in en deur ons verheerlik word. Ons vra dit in Jesus naam, en almal wat dit glo sê amen en amen. Baie dankie. U kan U sitplekkies neem. Nou, broer en suster, jy kan die Bybel, as jy wil, oopmaak by Jesaja 61. Ek gaan daarso net so 3 versies lees, en u kan dit saam met my volg in u Bybel as u sou wou. Ek gaan baie skrifte aanhaal, maar ek wil hê u moet weet, onthou, die woord van God wek geloof in 'n mens. Is dit waar? Dis die woord wat jy moet hoor, en die woord is dit wat ons uit al hierdie omstandighede gaan lig, sodat sy woord 'n ereplek in jou en in my se lewe kan ontvang. Ek lees die Bybel, hy sê in Jesaja 61, en wanneer jy na die opskrif sou kyk daarbo, dan sê dit is die genadejaar van die Here. Met ander woorde, wat ek nou vir u gaan lees, hoor mooi, gaan verwys na Jesus. Maar ek gaan dit later in toepassing bring, sodat u kan verstaan wat die profeet Jesaja sê. Het hy geprofeteer van die seun van God, maar eintlik het hy ook geprofeteer oor die kerk van Jesus. Ek hoop julle hoor wat ek sê, want die amens is maar min. Maar in elk geval, Jesaja 61, die Bybel sê so, die Gees met 'n hoofletter is die Heilige Gees, van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van gevangenes, om uit te roep 'n jaar van welbehae van die Here, en 'n dag van die wraak van onsse God, om al die treurendes te troos, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir hulle treurigheid, en 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Net tot sover die Here seën sy woord. In Matteus 1 vers 23 kom daar 'n aankondiging van 'n engel. Die engel is Gabriël wat 'n aankondiging maak, terwyl die herders op die herdersvelde sit. Sê hy hierdie woorde, en dan praat hy spesifiek hier met Josef op hierdie stadium, en maak hy 'n aankondiging aan Josef, die pa van Maria, of die man van Maria, en hy sê, wanneer hierdie kind gebore word, dan moet julle hom Immanuel noem. Nou, wanneer jy kom by die woordjie Immanuel, is die woord eintlik in 'n sinvorm geskrywe. 'n Mens spreek dit eintlik uit in die deel van Immanuel.
wat eintlik net dit beteken. Im beteken met. Anu beteken ons. El beteken God. Met ander woorde, dit spel eintlik uit dit wat die Bybel sê, met ons is God. Julle moet hom Immanuel noem, want hy is die een wat met ons is, en hy is God onder ons. Nou wil ek hê, jy moet hoor wat sê die Nuwe Testament, want ek wil jou nou in die prentjie begin inbring, dat 1 Johannes 4 uit die Nuwe Testament, uit die 4de vers, skryf die Bybel die volgende. Hy sê, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Met ander woorde, dit spel vir my Immanuel uit, dat met ons is God. Want hy wat in jou is, sê die Bybel, wat in jou woon, wat ruimte gemaak het deur jou opening van jou hart en jou lewe, het ingekom, en nou is hy vir jou en my, Immanuel. Ons weet dat hy sê, met ons is God, of soos ons dit sê, God is met ons. Halleluja. Jy weet, ons sing hierdie woorde van hierdie koortjie wat ek nou laaste gesing het. I've got the life of God in me. I've got his life, his nature and his ability. Ek het sy lewe in my, ek het eintlik sy geaardheid in my, en ek het sy vermoë in my. Wat sê die Bybel? Ek gaan nou baie meer daaroor uitwy. Maar kom ek gee vir jou deur. Sy in 2 Petrus so, eerste hoofstuk, en dan sê hy, 2 Petrus, die eerste hoofstuk, die 4de vers. Nou sê hy, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes gegee het. Wat is hierdie groot en kosbare beloftes? Hy sê, sodat julle daardeur deelgenote kan word van sy goddelike natuur. Met ander woorde, God se hele plan is dat daar 'n deel gaan kom wat ons sal verstaan wanneer hy in 1 Johannes 4 sê, dat hy wat in jou is groter. Nou kom Petrus, dan skryf hy, dan sê hy, jong, ons word deelgenote van wat? Van die goddelike natuur wat daar in God is. I've got the life, I've got the nature, and I've got the ability of God. Want die goddelike natuur, skrywe Petrus, is nou binne in sy kinders. En hy wat in jou is groter as hy wat teen jou is. Jy sien, jy en ek moet onsself sien in Jesus. Amen. Ons moet onsself in die prentjie kan kry, dat daar 'n goddelike natuur, wat die Here aan ons geopenbaar het, en hierdie goddelike natuur, sê die Bybel baie duidelik, het ek en jy nou 'n deelgenoot geword. Luister mense, jy weet, daar's ou spreekwoorde wat ons sê iets soos, jy aartjie na die vaartjie. My ma het my geleer toe ek omtrent so, ek weet nie, ek was so 4 jaar oud seker, maar ek kan dit onthou, dat sy het altyd gesê, as die mense vra na wie aard jy, dan moet jy altyd sê, jy aard na jou pa, en jy lyk soos jou ma. En weet jy, in my 4-jarige ouderdom het ek dit altyd omgedraai. Dan sê ek aard na my ma, en ek lyk soos my pa. Maar laat ek jou dit sê, geliefde, ons aard na die Vader. Daar's 'n geaardheid wat in hom is, hoor my mooi, wat hy in jou en in my as kinders van die Here ingebore het. Halleluja.
Is 'n pragtige liedjie wanneer ons dit sing, om te sê, jy weet, en hy het 'n mooi ritme, en jy kan hom lekker sing, die liedjie, is dit waar? Maar dis hoekom ek vir jy altyd sê, jy moet konsentreer wat jy sing. Ek wil nie hê, ons moet net 'n liedjie sing nie. Kom ek sê nou som vir jou, Becky Mans kan glad nie met Hillsongs regkom nie. En ek weet dit gaan op TV. En dan kan hulle sê, hy is te oudmodies, maar ek wil jou net sê, daai ou goed werk vir my. Halleluja. Die ou dinge werk maar. Want jy sien, die Bybel is baie oud, en hy werk nog steeds, sê amen. Come on, is dit nie waar nie? Jy weet, nou is dit 'n mooi liedjie en hy het 'n lekker ritme, maar ek wil vir jou dit vandag sê, wanneer ek hierdie liedjie sing, dan sê ek, wat 'n idee is daarin gekoppel. Wat 'n boodskap is daar aan ons oorgelewer, is dit nie waar nie? Sê bietjie saam met my, Here, openbaar u grootheid aan my. Hallelujah. That you can understand that you got the life, you got the nature, and you got the ability. Jong, ek sê nie die goedheid by duim uit nie, en hierdie kom alles uit die Bybel. Ek het eintlik baie meer tyd nodig, maar om julle jammer te kry, gaan ek julle vroeër los. Maar ek wil hê jy moet verstaan. Dit is God se doel, geliefde, om deur jou lewe, hoor mooi, sy heerlikheid aan die wêreld te demonstreer. Jy het nie mooi gehoor nie. Ek gaan dit weer sê, dit is God se doel, om deur jou lewe, sy heerlikheid aan die wêreld daar buite te demonstreer. Kan ek dit vir u sê, dat God wil spog met sy kind? Hallo, is dit waar? Jou kinders is of jou trots, of jou kinders is jou verleentheid. O, julle het nie kinders nie, julle verstaan nie, ek sal julle verduidelik, ek het kinders. Jou kind is jou trots, of jou kind is jou verleentheid. En God wil spog met sy kinders. Want luister wat ek vir u wil sê, God wil sy kerk wys aan die wêreld daar buitekant en aan die sondaar wat aan die buitekant is. Sê amen. God wil spog met sy kerk. Jy weet, ek kan daar na Ester toe gaan. Nou is daar die koning Ahasveros en hy het 'n pragtige bruid en 'n mooi vroutjie. En weet jy wat doen Ahasveros? Hy kry en hy sê vir sy diensknegte, gaan haal vir Vasti my vrou, my bruid, en kom wys vir die mense hoe mooi is my vrou. Presies wat daar gebeur het. En weet jy wat gebeur? Hulle gaan en Vasti die vrou, die bruid van die koning, weier om te kom. Ek wil vir jou sê, kerk, as God nie sy kerk en sy vrou en sy bruid aan die wêreld kan wys nie, wie moet hy dan wys? Wow. Wat sal God kan wys? As jy en ek as sy kind dan nie aan die wêreld gewys kan word nie. Jy sien, God se hele deel is om te sê soos Ahasveros, kry my vrou, kry my bruid, gaan haal haar uit die binnekamer en bring haar hier waar almal haar kan sien. En wil ek sê, gaan dit 'n tyd soos hierdie wees, waarin die kerk en die bruid van die Here vertoon sal moet word aan die wêreld en aan die mense aan die buitekant. Sê amen. This is the time. This is the time. Hierdie is nou die tyd wat ons gewys moet word. Nou gaan ek terug na Jesaja. En nou word Jesaja eintlik vir my baie relevant wanneer ek kyk na die profetiese woord wat hy gee. En wanneer ek daarna kyk, dan sien ek die Bybel sê
dat Jesaja profeteer en dan sê hy, op hom gaan die Gees rus. En daai ene op wie die Gees rus, hulle gaan die persone wees wat op hierdie stadium in die dele gaan staan, wat 'n verkondiging gaan gee van die wonderlikheid en die verlossing. Dit gaan hulle wees wat mense gaan verbind. Hulle gaan mense troos. Jy sien, wanneer het kom by die kerk van Jesus, wil ek sê, net soos Jesus, die oomblik toe hy gesalf is, sê die Bybel, met die Gees van die Here, toe gee hy vrylating, en hy verkondig die boodskappe van die evangelie aan die mense, en nou sê die Bybel, en nou kom dit in die Nuwe Testamente, en die Gees van die Here, wat uitgestort is, en op die kinders van die Here rus, kom die Here om te sê, en nou gee ek dit aan my kinders, en ek rus hulle toe, met my Heilige Gees, en hulle gaan verkondig, en hulle gaan vertroosting gee, en hulle gaan genade aan die wêreld verkondig, deur hierdie evangelie. Come on kerk. Jy sien, wanneer ek kom by 2 Timoteus, dan sê die Bybel nou iets daar. En nou kom hy so, is 2 Timoteus 1 vers 14. Hoor nou die vervulling van dit. Hy sê, bewaar jou pand. Sê, bewaar jou pand. As jy nie weet wat 'n pand is nie, dis die skat wat God jou gegee het rondom die evangelie. Jou pand is juist dit, jy moenie laat die duiwel dit van jou wegroof nie, sê amen. Nou sê hy, bewaar jou pand, deur wat? Deur die Heilige Gees, wat in ons woon. Jy sien dieselfde Gees, wat Jesaja van praat, in Jesaja 61, is dieselfde Gees wat Jesus mee toegerus was, wat hy toe op sy kerk kom plaas, en dan sê hy dit, en hy bevestig dit, Paulus, hy sê, bewaar hierdie dinge, hy sê, deur die Heilige Gees, wat nou in julle woon. As Jesus gesalf was deur die Heilige Gees om sekere dinge deur te gee, om vertroosting te bring, dan sê ek, danksy God, 'n ware kind van die Here, wat homself vertoon, is iemand wat kom in die dele, om te sê, o Here, ek bring ook vertroosting, ek bring ook die verkondiging van die evangelie, ek wil aan die wêreld wys, hoe lyk die vrou van die Here, en ek wil uitkom in my gewate, waarmee die bloed van Jesus jou en my gekoop het. Halleluja. Luister kerk, in die Hebreëse woord, wanneer het kom by Messias, dan beteken dit maar net die gesalfde van God. Maar dan is daar 'n ander woord, wat gekoppel is aan Messias, en dit is Mashiach. Mashiach beteken, to rub with oil, of om ingevryf te word. Nou luister geliefde, daar in Handelinge, toe dit daar die uitstorting van die Heilige Gees is, was Jesus die een wat gesalf is, en die Bybel sê hy is die gesalfde, die Messias. Maar toe kom die Bybel en hoor nou praat ek met elkeen van u, dan kom die Heilige Gees, en weet jy wat wil die Heilige Gees doen? Hy wil jou Mashiach, hy wil die Heilige Gees op jou giete, hy wil dit invrywe in jou harte, in jou lewe, en in dit wat jy is, voor die aangesig van die Here, en sonder die Heilige Gees, wil ek jou sê, you're not gonna make it. We need the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit, and say amen if there's somebody who believe it. Praise die Here. Kom ek sê vir u,
God het jou en my gekies om 'n blye boodskap aan die wêreld te bring. Jy's geroep om aan die wêreld te wys. Wat aan die wêreld te wys? Jy's geroep om te wys dat Jesus is nie meer in 'n graf nie. Dat hy het werklik opgestaan en dat hy lewe tot in ewigheid. Want jy sien, hy's nie dood nie. En as hy nie dood is nie, moet hy iewers verder voortlewe deur die Heilige Gees en dis binne in die kerk en in sy mense. Wow. Prys die Here. Ons sing, daar staan hy op by die graf. Ons sing, he's alive again. Weet jy wat wil ek vir u sê? Ek dank God dat hierdie dinge van die evangelie is nie vir teologe openbaar nie. Is nie vir daai enetjie met die volkop wat dink sy weet alles oor die Bybel nie. Pas op vir sulke mense. Het jy gehoor wat hierdie pastoor sê? Jy kan my kom sien. Pas op. Want dit is nie die volkop wat dit doen nie. Dis nie die teologie wat dit doen nie. Laat ek vandag vir jou sê, dit is die man en die vrou met die vol harte van die Heilige Gees van die Here wat omdrywe en harddrywe om die heerlikheid te openbaar in die Here. Kom ek vertel jou weer die storie. Die jong meisietjie sit op die trein. Oorkant sit die oom. En nou sy so daar in bepeinsing. En die meisietjie kyk na hom en sy sê, oom, ken jy Jesus? En nou antwoord die oom elke keer en sê, ek is 'n teoloog. Sy sê, oom, maar ek wil vir jou sê, het jy al jou hart aan die Here gegee? Hy sê, dametjie, ek is 'n teoloog. Hy sien 'n volkop. En weet jy wat sê sy vir hom? Sy sê, oom, ek weet nie wat dit alles beteken om 'n teoloog te wees nie, maar oom, Jesus kan jou ook daarvan red. Halleluja. It's all about you. It's not about you. Jy kan hier indruk soveel as wat jy wil. Halleluja. Maar ek wil sê, danksy God, wanneer jy dit hier het, en jy dit hier, dan kan God 'n magtige instrument van jou maak. Halleluja. Luister, jy is 'n lopende krag van God. Wat sê die Bybel? Laat ek weer gaan daar na 1 Korintiërs 3:17. Hy sê in die Engels so, don't you know that you are a temple of the Holy Ghost? En die Gees wat op Jesaja 61 op Jesus voorberei is en voorspel is dieselfde Gees wat die Here in jou en in my hart wil gee, that you will know that you are a temple of the Holy Ghost. En weet jy wat sê hy verder? Dan sê hy, julle sal ook my vermoë hê. Johannes 14:12 sê, en die werke sê Jesus, wat ek doen, sal julle ook doen. Met ander woorde, hy wil sy vermoë nie net vir homself hou nie, hy wil dit in sy kerk gee. Hy wil dit aan jou en my openbaar. Hy wil dit op ons lê, dat dit wat hy gedoen het, dat ek en jy ook daardie werke sal doen. Kan ek net vir jou sê, jy is 'n superwese. Want weet jy hoekom? Want God bly in jou. En weet jy wie's God? God is almagtig. Met ander woorde, jy is super in die sin, as hy volgens die Bybel dan binne in my bly, dan wil ek vir jou sê, het jy die almagtige, waarby niks tekort kom nie, en waarby alle dinge sal onderdanig wees, is binne in jou. Jy's super in die Here. En dan kom hy verder, en dan sê hy dit so, dat jy is ook wys en slim. Want weet jy wat? God is alwetend. En waar bly God? Binne in ons. En as hy hier binne bly,
dan wil ek vir jou sê, my vriend, is jy wys en is jy slim? Nie die wysheid van die wêreld nie, nie kopwysheid nie, maar 'n hartwysheid wat God gee. Amen. En dan wil ek sê, loop jy ook nooit alleen nie. Jy's nooit alleen nie, want jy sien, hy is ook God, die alomteenwoordige. Met ander woorde, as hy in my bly, loop jy alleen? Oh no brother. Ek wil jou sê, julle is die tempel. En weet jy nie dat die gees van die Here binne in die tempel bly en die verteenwoordigheid van God is binne in jou, en wanneer jy loop en waar jy beweeg, is die alomteenwoordige nog die hele tyd by jou. Halleluja. Sê hardop saam met my, Immanuel. Sê weer, Immanuel. Skreeu dat, Immanuel. Wat sê met ons is God? Halleluja. Ek hoop ek kry die preek deur die Heilige Gees. Dra jy die groot ek is God, wat kom woning maak binne in jou. Luister, die Bybel sê, hy is Jehovah Shalom. Met ander woorde, as hy binne in my bly, dan het ek die vrede van God. Hy is Jehovah Rapha. As hy binne in my en jou bly, wil ek sê, hierdie liggaam is onderworpe aan die grootheid van God. Weet jy, die Here doen dinge op bonatuurlike en wonderlike wyses. Jy weet, my vrou het hartomleiding gehad en goed, en ons het nie alles verstaan jy nie, jy weet, en hulle sit haar toe op bloeddrukpille, en sy het later aan hierdie bloeddrukpille gebreek, en het is net so 'n klein dingetjie, toe drink sy later net 'n helfte, sy sê vir my pa, ek drink oor die afgelope maand nie eens meer 'n bloeddrukpilletjie nie, en weet jy wat, haar bloeddruk is normaal, want weet jy hoekom, hy is Jehovah Rapha, hy is die God wat gesond maak. Ek wil sê man, ek en jy moet dit glo met ons hele harte, want as hy die groot God hier binne in my bly, dan bly God Jehovah Rapha ook hier binne in my, en ek wil sê, het hy die vyand geen reg nie. Hy is Jehovah Jireh, hy is die God wat hier binne in my bly, wat vir my voorsien. Hy is Jehovah Ra'a, hy is die herder, en die Bybel sê, en niks sal my ontbreek nie. Sê dit, niks sal my ontbreek nie. Roep het uit, niks sal my ontbreek nie. Want Jehovah Ra'a, die herder, bly binne in my. En dan sê nog Jehovah Shammah. Shammah beteken God is hier. Hy is hier by my. Hy is nie deur nie. Hy is hier. Kind van die Here, moenie worry nie. Wat sê ou Clemens? Alles gaan oukei wees. Alles gaan oukei wees. As ek nou kon, het ek nou sommer die liedjie gesing. Maar ek kan nou nie sing soos hulle nie. Maar prys God. Luister kind van die Here. Dis geen wonder dat die Bybel sê, julle is die sout van die aarde. Laat ek jou sê, kos sonder sout is aklig. Laat ek net vir jou sê, by die wegraping, wat binnekort gaan gebeur, as die kerk hier weg is, gaan jy 'n soutlose aarde kry. Because die sout gaan weg wees. En dit gaan aklig wees op hierdie aarde. Wie wil almal agterbly? Regtig? Wie wil saamgaan? Nee, ek sien julle is wakker hoor. Ek sien julle is wakker. Ek het gedog, ek sal jou as jy nou agter wil bly, sê sien my na die diens, laat ek jou gou help. Jy hoef nie agter te bly nie. Luister kerk, julle is die lig van die wêreld. Weet jy wat sê die Bybel? 'n Stad wat gebou is op 'n berg kan nie weggesteek word nie. En nou laat julle onthou, terwyl ons daar geloop het, daarvan Tiberius, kyk ek laat hy ouens loop. Kyk ek laat hulle loop daar. Nou ja, ek sê die Here het my ook afgeslek in die laaste tyd, maar toe maar, ek sal nog regkom weer.
Maar as jy daar so afloop van die hotel af uit die berg uit, dan lê daar so groot berg. In die aand is hy so verlig met al die huise. Jy kan 'n stad wat op 'n berg gebou is, nooit wegsteek nie. Die kerk is daar vir Jesus om te spog mee. Om te sê vir die wêreld, kyk hoe lyk my vrou. Weet jy wat? Jy gaan deur hel en stryd partykeer. Maar die smile wat jy op jou gesig sit. Kyk, ou Corrie smile altyd. Ek weet nie of haar gesig so getrek is nie, maar sy smile altyd. Dink ek, Here, die vrou het ook seker nooit 'n probleem nie. Maar weet jy wat? Ek wil jou sê, hello high waters. There's a God in heaven. And He will provide. Hy sal voorsien. Halleluja. Kan jy verstaan? You got the life. You got the nature. And you got His ability. Sy lewe is in jou. Sy geaardheid is in jou geplaas. En sy vermoëns is ook in jou geplaas. Kom ek gee jou gou 'n bietjie bonus. Wie wil bonus hê? Julle moet nie laat ek die preekie sluit nie. Maar of jy nou dit lyk of nie, ek gaan dit nog sê. Prys die Here. Hoor wat sê die Bybel? Hy kom in Jesaja 40. Ek gaan so 'n bietjie rondspring met die skrif, want ek wil net hê dit moet so 'n bietjie vir my preek inpas. Die 29ste vers sê, want die vermoeide, 28ste vers, halleluja, laat ek nou net mooi kry. Weet jy dit nie of het jy nie gehoor? Ewige Here is die skepper van die einde van die aarde nie. Hy sê hy word nie moeg gemat nie. Daar is dinge. Hy sê hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Het jy ook al so gevoel? Here, ek weet nie, maar ek is vermoeid. En in my vermoeidheid vat dit my krag. Luister, laat ek jou sê, as die duiwel jou vermoeid maak, vat hy jou krag weg. Weet jy hoekom land jy in daai neerslagtigheid? Want jy vertrou nie meer God nie. Laat hierdie pastoor het sommer vir jou sê, straightforward. As ek in 'n laag toe kom, is my eerste plek binnekamer toe. Gaan spandeer 'n halfuur daar, gaan jy sien hoe kom jy daar uit. Ek trap weer reg. Oh, nee, maar die dokter en die sielkundige is die eerste. Ons hardloop maar so toe. Jy glo God nie, man. Het jy gehoor? Vat dit van Becky Mans af. Luister. Die Bybel sê, daar's hulle wat vermoeid is. Maar dan sê hy, ek wil hê jy moet weet, hy gaan vir die vermoeide kan hy krag gee. En hy kan vermenigvuldig die sterkte van die wat geen kragte het nie. Jy sien dit lê in jou vermoë. Dan kom hy dan sê hy, en die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar dan kom die Bybel en dan sê hy, maar ek het iets om vir julle te sê. Hoor nou mooi, maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Come on, kerke, ek wil hê dis tyd dat jy dit weer hoor, dat jy nie onder lê nie, maar dat jy boontoe gaan in die naam van die Here. Halleluja. Luister, die probleem lê hierin, daar by Lukas 8. Nou ja, nou moet ek eers weer Lukas 8 soek. En hier sê, Lukas die 8ste hoofstuk, hier lê die probleem. Hoor nou mooi. Die probleem is juist dit, dat Jesus sê vir die disippels, hulle moet oorvaar na die ander kant. Jy sal dit lees daar in die 22ste vers, dan sê hy, laat ons oorvaar na die oorkant van die see. Wat het Jesus gesê? Laat ons van hier begin en oorvaar
en julle gaan dan daar uitkom by die ander kant. Maar van hierdie kant tot by die ander kant het 'n paar dinge gewag wat hulle nie verwag het nie. Die Bybel sê 'n storm het losgebreek. Jy sien, Jesus het gesê, jong, julle gaan van hier af, julle sal daar uitkom. So ek wil net vir jou sê, onthou wat die Here sê, jy gaan hier begin, maar jy gaan daar uitkom. No matter what. Maar terwyl jy hier begin, het hulle nie verwag nie, en skielik toe kom maar 'n storm op. Het jy al met jou ou bootjie gevaar? Sê jong, ek vertrou die Here, ek is op pad ander kant toe, maar Boeta, skielik toe breek die storms los. Wie weet waarvan ek praat? Wow. Dan breek die storm los. En weet jy wat sê die Bybel? As jy 'n bietjie verder lees, hy sê, en hulle het gevrees, en die boot het vol water geword. Met ander woorde, hulle het gesien, dis klaar. Dis verby. Come on. Het jy al so gevoel in jou lewe? Here, dit lyk my is alles net klaar. Alles is net verby. Here, ek weet, U het gesê, U gaan my vat hier, en U sal my deurlei tot daar. Maar Here, kyk nou hier. Hallo kerk. Jong, as julle nie pas op nie, hou ek julle tot 5 uur. Hierdie ding inprint by jou, want God wil jou help. Hy wil hê jy moet weet, you got the life, you got the nature, you got the ability of God in you. Wow. Luister. En nou kyk ek, en weet jy wat sien ek? Hulle maak soos ek en jy. Heerlikheid. Ons roep partykeer in die storm, o Here, sien U my nie. Here, waar is U? Here, waar is U? En weet jy wat maak jy? Jy kry jou emmertjie, en dan skep jy uit, en dan gooi jy uit. En dan skep jy, en dan gooi jy uit. Weet jy wat wil ek vir jou sê? Die les is, gaan maak Jesus wakker. Hy slaap nie, vriend, maar hy verwag dat jy jou gebede voor sy aangesig moet lig. Hy verwag dat ek en jy hom moet vra. Hy verwag dat ek en jy hom moet glo, hom vertrou in die omstandighede, om te sê, my God, ek wil nie my ou emmertjie vat en uitskep nie. Jy gaan moeg raak en jy gaan jou uitbrand. Ek het dit al vir predikers gesê, jy moet pas op dat jy jouself nie uitbrand nie. Jy skep en jy roei, en jy skep en jy roei, en jy skep en jy roei, en weet jy, niks gebeur nie. Ek wil jou sê, gaan net daar in jou binnekamer, en sê, Jesus, ek gaan U oproep, ek moet opstaan in my lewe, en U moet kyk, gee die Here eer as iemand dit glo, in hierdie plek, halleluja. Ja, maar dan sê ons weer, wat van my situasie en wat van my omstandighede. Ons ontken geen situasie en geen omstandigheid nie, maar verheerlik Jesus in en deur alles. Halleluja. Is dit waar? Wow. Wat sê hy? Kom ek lees weer. Filippense 1:21, hoor nou wat sê Paulus hier, en hy skryf uit die tronk uit, jy moet dit altyd onthou, jy moet weet waarvan hy kom, hy sit met boeie, nou met die boeie skryf hy hier, en nou skryf hy aan die Filippense, en terwyl hy daar sit, toe sê hy, dat Christus groot gemaak sal word in my liggaam, dat deur alles Christus groot gemaak word in my liggaam. En weet jy, dan sê hy dit, hy sê of dit nou deur die lewe is, en of dit deur die dood is, of ek dit nou gaan maak, en of ek dit nou nie gaan maak nie, en wil ek nog sê, ek hou my God nommer 1, en ek hou hom eerste in my lewe, en ek wil sê, o Here, ek weet, in dood of in lewe, maar ek gaan die Here aanroep in sy naam, ek gaan ek groot maak. Halleluja. Terwyl ek so by my tafel sit, en ek skryf,
toe kom hierdie woorde net by my. As jy kan buig, sal jy juig. Sê saam met my, as ek kan juig. Ag klas, die graad eentjies weet hoe om dit te doen. Sê, as ek buig, sal ek juig. Sê weer, as ek buig, sal ek juig. Gee die Here eer as jy dit glo. Halleluja. As jy kan buig, sal daar 'n God wees. En hy gaan help, en hy gaan deurdra, en hy gaan sy kerk bou. Nou gaan ek vir julle 'n redelike groot gedeeltjie lees. Ek gaan dit parafraseer. Want hoor nou, dit gaan jou help. Maak so. Ja, luister mooi. Luister mooi. Al is God by my, is ek maar net 'n doodgewone mens. Ek is soos 'n breekbare kleipot. Die lewe stamp my ook maar goed rond, maar tog dra ek 'n baie waardevolle skat hier binne in my rond. Daarom moet julle weet, dat die groot krag van God, is hy wat hier binne bly, wat deur my werk, glad nie uit my kom nie, inteendeel. Ek kry dikwels swaar, maar ek is nie mismoedig nie. Ek weet nie elke dag presies wat ek moet doen nie. Tog is ek nooit raad op nie. Ek word vervolg, maar ek weet God los my nooit alleen nie, sê amen. Ek word onderste bo geloop, maar ek staan elke keer weer op. Ek het al die rugbyspelers gekyk. Die Vader weet, as hulle my so geloop het op daai veld, het hulle seker my in saal 1, 2 en 3 gekry in die hospitaal. Ek sou dit nooit oorleef nie. Maar weet jy wat maak hy speler? Hy weet net ek moet weer verdedig. Ouma het hulle hom nou net geloop, laat die pyne daar sit, maar dan spring hy op en dan storm hy weer in. Oor rugby kan jou mooi lesse leer. Ek motiveer julle nie om rugby te kyk nie. Is maar net wat ek geleer het. Amen. En al die blou bulle sê amen. Julle moet hierdie goed uitsny, wat ek nou hier sê. Maar prys God. Amen. Oeg, hier's baie blou bulle. Marco. Okay. Luister nou baie mooi. Wanneer het kom by hierdie dinge, dan gaan hy verder. Kom ek lees net gou-gou vir u. Hy sê net soos Jesus gelei het. Sê saam met my, net soos Jesus gelei het. Toe hy hier op aarde was, lei ek ook, sê Paulus. Die merktekens daarvan is oorliks aan my lyf te sien. Ja, in my liggaam dra ek Christus se lyding en dood heeltyd met my saam. Toe is die groot krag van God ook deur my liggaam aan die werk. Hy sê, terwyl ek lewe, word ek altyd aan die dood oorgelewer. En omdat ek in Jesus glo, tog vloei die krag van Jesus se nuwe lewe die heeltyd deur hierdie sterflike liggaam. Tog vloei die krag van God wat hier is. 1 Johannes 4, groter is hy wat in jou is. Glo jy die Bybel? Dan moet jy die Bybel doen. Luister kerk, kom ek sê vir jou, ou Jakob het daar by Jabok gestaan. Ek gaan nou klaarmaak. Jakob is by Jabok. Ons ken almal die storie. Hy sê vir die ouens, julle moet deurgaan, maar ek gaan alleen bietjie agterbly. Weet jy wat? Daar's tye wat jy bietjie alleen moet agterbly.
Julle verstaan nie hierdie tel nie. Dis tye wat jy bietjie alleen met God moet kom. My beste gebedstye is nie as ek saam met ander bid nie. Dis wanneer ek alleen net met God kan praat. Maar weet jy, Jakob het daai nag met God geworstel. En weet jy wat het gebeur? Hy het 'n litteteken opgedoen. Die engel sê, jy moet my los. Ek dink die engel het hom gewaarsku, net soos Netanyahu nou vir Iran gewaarsku het, telke male, julle moet nou pas op, kom, reg, gee oor. Maar hulle wil nie luister nie, en Jakob kom daai nag, en nou worstel hy met God. En nou vas aan die engel van God. En weet jy wat sê die engel vir hom? Jy moet my nou los, want ek moet gaan, die dag breek. En weet jy wat maak Jakob? Hy doen dit nie. En weet jy wat maak God? Hy slat hom op die heup. En van daai dag af, toe loop hy so. En toe Jakob so mank aangekom het, toe vra die ouens, wat het met Jakob gebeur? Toe sê hulle, weet jy wat? Hy was by God, uit 'n litteteken, sodat hy seker nooit sal vergeet nie. Elke keer dink ek, as Jakob so by sy vrou verbyloop, dan sê sy, o, Here, jy het 'n ontmoeting met die man gehad. Dis nie die heup wat die probleem is nie. Die groot saak is, hy was by God. Dis wat Paulus sê. Paulus sê, ek dra die littetekens, maar weet jy nog, vloei die krag van God deur my. En as jy, broer, sussie, hoor mooi, 'n litteteken opgedoen het in jou lewe, en jy het iewers gekom by die punt wat jy voel, Here, maar U het my nou aangevat, dan wil ek jou sê, loop met 'n heupbeen wat uitmankeliekig is, maar weet, ek het 'n ontmoeting met my God gehad, want die Here het met my geworstel, en ek met hom, en ek het gesê, ek los nie, totdat jy my seën, en hy slaan op die heup, maar aan die einde, toe seën hy hom, en sê, jy is geseënd, en God gee die beloftes aan hierdie man. Kan ek net vir jou sê, God vergeet nie trane nie, God vergeet nie gebede nie, God vergeet nie verootmoediging voor hom nie. Ek wil net vir jou sê, as jy buig, sal jy juig. Jy sien, wanneer ons nie meer kan nie, moet jy altyd weet, daar's 'n God wat kan. En hy gaan die uitkoms gee. God lewe in jou. God se geaardheid is in jou, en God se vermoë is binne in jou. Galasiërs 2:20. Paulus, hy sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef nou hier binne en deur my. Leef in waardigheid voor jou God, want hoor my, jy is 'n ambassadeur van God. Verstaan jy, that you got the life, you got the nature, and you got the ability. Staan net saam met my. Staan net op. Daar's 'n groot krag in jou. Dis die krag van die Heilige Gees. En hy wil dit so graag vir jou doen. Wil jy nie jou hand net opsteek nie? Sê, o God van die hemel. Wie woon in jou broer? Wie woon in jou suster? God in sy grootheid.
Sê God is hier binne my. Sê dit. Sê Here, U woon hier binnekant my. Here, U sê groter as die dinge wat teen my staan, is Hy wat hier in my is. Kom praat so 'n oombliekie met die Here. Ag, ek wil nie op jou tone trap nie, ek wil jou nie veroordeel nie, ek wil jou help, ek wil jou help. Of jou sê, daar's 'n God in die hemel. Hy wil hê jy moet weet, sy lewe is in jou. Sy vermoë en sy karakter word deur jou geopenbaar. Iemand wat die karakter van God het, praat nie skinder nie. Praat nie agteraf nie. Jy praat met God. En jy weet, hy's daar. Hou jou hande omhoog. Here, ek seën elkeen. Ek bid dat die krag van die Here deur die Heilige Gees oor hulle sal wees. In Jesus se naam. Hou jou hand daar. Sê Here, ek gee totaal oor. Sê dit, ek gee totaal oor. Dat U lewe in my, dat U natuur in my is, U karakter in my is, en Here, U vermoëns. Ek probeer nie uitskep met 'n emmertjie uit my boot uit nie. Ek staan op in die naam van die Here en ek sê, Jesus, U weet wat hier aangaan. U help my. Elkeen wat dit glo, steek sommer al twee jou hande op en sê, o, daar's 'n God in die hemel. Hy wat help, hy wat deurdra. Halleluja. Steek op en sing dit. Set my spirit free, that I may worship Thee. Set my spirit free, that I may praise Thy name. Let all bondage go, and let deliverance flow. Set my spirit free, to worship Thee. Savior, set my spirit free, that I may worship Thee. Set my spirit free, that I may praise Thy name. Let all bondage go, and let deliverance flow. Set my spirit free, to worship Thee. Dankie Here, dat U dit doen. Ons glo God. Ons weet ons het ook 'n paar littekens. Ons loop ook partykeer geestelik so bietjie mank. Maar die ontmoeting met God sê, ek gaan jou van hierdie kant af vat, deur die storms, deur die waters, tot aan die ander kant. En almal wat dit glo sê amen.